Môre sê woensdagoggend kuiertyd. Hier voor jou sien jy die Vaalrivier, soos wat hy ook nou tans in vloed is en afkom. En as hy 'n bietjie links beweeg, dan sien jy die Oranje rivier, soos hy tans afkom en in vloed is. En ja, presies in die middel, daar is die samevloeiing van die Vaal en die Oranje rivier. Daar word hulle een. En van daar af is dit letterlik net een rivier. 'n Wonderlike gesig om te aanskou. Dit is inderdaad 'n gesig om te beleef. Hierdie massas water. Aan die een kant het jy die Vaalrivier, aan die ander kant het jy die Oranje rivier. Geruisloos, sonder stamp of stoot, word die twee een. En van daar af is dit weer eens net 'n volmaakte eenheid. Psalm 133 gaan oor eenheid tussen mense. En waar daar eenheid is, die vermoë om saam te kom, hoe die Here se seën ook daar teenwoordig is. Uit die hart van my beroep is ek baie besig, juis met die teenoorgestelde. Wanneer daar nie eenheid is, wanneer daar nie samewerking is nie, wanneer jy twee individue het wat elkeen per sy dan sê 'n sterk persoonlikheid het of wat regtig waar van 'n ander agtergrond kom, en dan is daar verhoudingsspanning. Daar's nie die vermoë om net glad, seepglad een te word, en of dit nou 'n huwelik is of 'n vriendskap of 'n kollegaskap, om net tot seën van die groter geheel te kan saam wees en werk nie. As 'n ou na hierdie twee magtige riviere kyk, wat op die oomblik in vloed is, so ja, hulle kan nie sterker funksioneer as wat hulle tans doen nie. En die resultaat is regtig waar net 'n harmonie, 'n samekom en een word. En van daar af is die massas water op pad na die Ograbiese waterval. As die Here in sy natuur dit seepglad kan laat verloop, dan het ek en jy iets om daaruit te leer. Waar ons ook al saam is, of dit met my huweliksmaat is, of dit in gesinsverband of vriendskapsverband of kollegaverband is, ons kom uit twee rigtings, ons is twee individue, maar dis moontlik om saam te kom en so die Here se seën 'n ander karakter te gee, waar die Here se seën wat in twee kanale vloei, skielik in een kanaal kan vloei, waar daar 'n samekoms is en waar ons sê, ek wil deel word van 'n groter geheel, en hier wil ek ook dit wat ek dan, die gawes, die talente wat ek saambring, net hier kan gladloos laat inskakel en deel word. So kom ons knoop dit iewers vas. As dit vir die Vaal en die Oranje moontlik is, hoekom nie vir my en jou nie? Here, daar is soveel lewenslesse sommer net in die natuur opgesluit. 'n Manier hoe U besig is om ook met ons te kommunikeer en te praat. Ja, Here, soms wil ons so woel en werk as individue, ons stempel afdruk. We wil nie deel wees en deel word en saamwerk nie. Here, dan sien ons in die natuur hoe U twee groot kragte vat en hulle net laat saamvloei in harmonie. Help my, Here, waar ek moet deel word of deel is, dat dit 'n samevloei sal wees van die gawes wat U vir my gegee het, tot voordeel van die groter geheel. Gebruik my so in U hand. Amen. Uitdaging vir die week. Ons almal weet waar is ons betrokke, van die kleinste kern in ons huwelik, tot 'n kollegaskap, tot 'n vriendekring. Tyd dat ons miskien net weer daai saam wees met ander gaan herbesoek en vir myself die vraag afvra. My deel word, my vorentoe gaan, saam met watter groep ook al, maak ek dit maklik? Is dit 'n seepgladde saam wees? Of is ek dalk die ene wat wrywing veroorsaak en dit moeilik maak?
kom ek dink aan die val in die Oranje, wat die Here dalk vanoggend vir my wil sê, oor my deel wees van 'n groter geheel, mag ek nooit die perspektief van Psalm 133 verloor, dat die Here sê, my seun sal daar wees, waar daar samewerking is, waar daar eensgesindheid is, waar daar wederwysige liefde is. 'n wonderlike week, ek groet jou.